Baie dankie aan ons voorsang en goeienaand aan almal. Dis so lekker om hier by julle te wees. Ja, dis 'n lekker stemming hierso vanaand. Jy's op die regte plek. Die Here wil iets vir jou sê vanaand. Die Here wil jou gerus stel vanaand. Ek is so bly om elkeen van julle hierso te sien. Dis 'n voorreg om hier te wees. Soos Johan gesê het, my naam is Chris de Wet en dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand die woord met julle te deel. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees. Ons staan aan die begin van Paasfees. Here, dis die belangrikste viering vir die kerk. Ons wil vra, Here, dat in hierdie tyd dat U Gees met ons sal wees. Dis nie 'n maklike tyd nie. Dis nie 'n maklike tyd vir die wêreld nie. Dis nie 'n maklike tyd vir ons nie. Baie van ons is dalk bedruk. Maar vanaand, Here, wil ons stil staan in die midde van die chaos wat die wêreld ingedompel is. En ons wil stil raak. En net rus in die teenwoordigheid. Dankie vir hierdie spesiale tyd. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan nou en dan gaan ons 'n loflied saam sing. Van ons geloofs. Dankie aan ons voorsangers, lekker gesing vanaand. Ons gee vir julle so 'n oomblik om te gaan sit.
Dit is so goed om weer by julle te wees. Ek was nog lanklaas hier gewees, maar dis lekker om die woord met u te kan deel. En toe ek nou gedink het oor wat ek wil sê vanaand, waaroor praat ons? Waarom moet ons praat in hierdie tyd, nee, as kerk, as Godse mense? Die realiteit van die saak is, ons kom by mekaar vanaand in 'n tyd van spanning. Die wêreld is in chaos. Totaal chaos. Daar's oorloë wat woed. Ekonomiese druk neem toe. Het jy by die petrolstasie onlangs gestop? Nie so lekker nie, nee. Ons sit in die midde van 'n ongelooflike krisis. Dis een van die grootste krisisse waarskynlik van ons tyd. En wanneer dit gaan stop en waarheen dit op pad is, selfs die beste politiese analiste weet nie. Praat natuurlik van die oorlog tussen Amerika en Israel en Iran. Aan die een kant dis 'n konflik wat ver weg is van ons af, in 'n land ver weg van ons, en ons dink by onsself, wat het dit met my te doen? Nee, totdat jy dan nou by die petrolstasie stop en jy moet brandstof ingooi. Totdat jy na die supermark toe gaan en jy met jou kos koop en jy kom agter, goed is duur. Heel wat duurder. As ons begin besef dat kunsmis 'n baie groot probleem kan wees en dat daar dalk voedseltekorte kan. Hierdie is die realiteite waarmee ons sit, en dis die spanning waarmee ons sit. En waar is God dan? Waar is God in so 'n tyd? Wat Paasfees en veral vanaand, die donderdag aand, julle weet nou, vanaand in die kalender in Engels noem hulle Maundy Thursday. Weet julle dit? Julle geweet? Maundy Thursday. Weet julle wat is Maundy Thursday? Dit is in Afrikaans praat ons van witte donderdag. En hulle noem dit witte donderdag as gevolg van die wit klere wat hulle in die vroeë kerk gedra het. Maar Maundy in Engels kom van die Latynse woord mandatum, wat beteken gebod. Want vanaand, waarop kom dit alles neer? Vanaand vier ons die aand wat Jesus 'n nuwe gebod vir ons gegee het. 'n Nuwe bevel. Die Here het vir ons eintlik vanaand, sê hy, hierdie is wat jy moet doen. Nee. En Jesus se raad 2000 jaar gelede is vandag nog steeds net so relevant. En wat is daardie bevel? Ons moet lief hê. Ons moet lief hê. Dit is die tema van my boodskap, is liefde in 'n tyd van krisis. En ek wil graag, die skrif wat ek wil lees, kom natuurlik uit Johannes hoofstuk 13 vers 1 tot 17, en dan gaan ek ook net vinnig verse 31 tot 35 lees. Jy kan lekker rustig sit en luister soos ek dit lees, andersins is jy welkom om saam te volg op jou foon of op jou Bybel. Voor die Paasfees het Jesus geweet dat sy uur gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, lief gehad. Hy het hulle lief gehad tot die uiterste toe. Toe die aandmaaltyd aan die gang was, het Jesus van die tafel af opgestaan en sy bootklere uitgetrek en 'n handdoek gevat en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n skottel gegooi en die voete van sy disippels begin was en dit met die handdoek waarmee hy omgord was, afgedroog. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bootklere weer aangetrek het en weer gaan aansit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan
julle Here en leermeester, julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels is van my. Nou wat is die konteks hierso? Jesus self vind hom in 'n tyd van krisis, nê. Die teks sê, die Bybel sê, hy weet sy uur om hierdie wêreld te verlaat het gekom. Jesus het geweet, sy tyd om dood te gaan is naby. As jy weet, jou tyd om te sterf is nou, dis naby. Hoe gaan jy reageer? Hoe gaan jy reageer as jy weet, vanaand is jou laaste aand hier op aarde? Wat gaan jou reaksie wees? Jy weet, hulle sê, jy kan baie van mense, jy leer baie van mense in tye van krisis. Wanneer dit moeilik gaan met mense, dan sien 'n mens dikwels hulle ware kleure wat uitkom. Wat lê voor vir Jesus? Hy gaan verraai word, né? Hy gaan gearresteer word. Hy gaan 'n verhoor hê. Hy het sy lyding en bespotting en die kruisiging en sy dood. Dis wat voorlê vir hom. And when all is said and done, is die Romeinse ryk wat aan die orde van die dag was, hulle is nog steeds in beheer. Die Romeine is nog steeds daar. Oorlog en geweld in Jesus se tyd was net so werklik soos wat dit in ons tyd was. Ek meen, in daai dae was Jerusalem regtig op 'n mespunt gewees, en ons weet net kort omtrent 40 jaar na hierdie gebeure met Jesus is daar 'n groot opstand en die tempel word vernietig. En ekonomiese swaar kry is deel van die wêreld waarin hulle leef. Meeste mense en hier, ek het vanmôre 'n radio gesprek gehad op RSG, dalk het van julle dit geluister. En een van die vrae waaroor ons gepraat het is oor die ekonomiese toestand van die mense in Jesus se tyd. Meeste mense in Jesus se tyd het swaar gekry. Meeste mense in Jesus se tyd het ekonomiese verdrukking gehad. Hulle moes 'n klomp belastings betaal. Hulle moes belasting aan die Romeinse ryk betaal, hulle moes belasting aan Herodes betaal, hulle moes tempelbelasting betaal. Die mense het swaar gekry. Dit was Jesus se wêreld. Op daai aand, dit is wat voorlê vir Jesus. Tot 'n groot mate lyk Jesus se wêreld nie veel anders as ons wêreld nie, nê? En dis interessant. Wat doen Jesus in daai oomblik? Wat doen hy? Gaan hy in 'n paniek in? Paniek hy? Nee. Onttrek hy homself? Dis mos iets wat ons doen in moeilike tye. Wie van julle is so? Ek kan nogal so wees. As ek by die huis is, ek is nogal so. As dinge rof gaan vir my en dinge gaan moeilik vir my, dan onttrek ek. Dan sê ek, hoorie, los my net so 'n bietjie uit. I'm just figuring things out. Ek wil net dinge gou uitwerk in my kop. Maar ek onttrek. En in 'n tyd soos nou, waarin ons leef en die dinge wat, die onsekerheid en die dinge wat voorlê, is jou eerste instink dalk wat? Ek gaan eers na my self kyk. Selfbeskerming. Is dit wat Jesus doen? Dink Jesus net aan homself? Is dit wat hy doen in hierdie tyd, wat hy dink, ag, dalk kan ek net vlug. Hier lê die kruis voor my, al die goed lê voor, ek weet nie of ek kan sien vir dit. Wat doen Jesus? Hy het lief.
Hy wys liefde. En vir wie wys hy dit? Vir sy disippels en sy mense. Wie sien die disippels wat om hom staan, wat hy lief het? Dis Petrus. Wat gaan Petrus doen? Kort na die. Hy gaan Jesus verraai. Verloon. Verloon, verraai is dieselfde ding hoor, by the way. Hy gaan Jesus verloon. 3 keer gaan hy sê, ek ken nie daai man nie. Ek ken hom nie. Judas gaan hom verraai. En as ons die Johannes Evangelie lees, toe Jesus op die kruis was, het die disippels gespat. Hy het hierdie mense lief. Hy het Petrus lief, ten spyte van die feit dat Petrus hom gaan verloon. Hy het Judas lief. Hy het Judas lief ten spyte van die feit dat hy dat hy vir Jesus gaan verraai. Hy het sy disippels lief ten spyte van die feit dat hulle hom gaan ditch. En in 'n tyd van swaar kry, in hierdie tyd van uiterste krisis, waar hy nie eintlik weet wat presies voor lê nie, wys Jesus liefde. En hoe doen hy dit? Hoe wys Jesus liefde? Hy was die disippels se voete. Nou, as jy in die antieke tyd geleef het, wie van julle het gebad of gestort voor die kerk toe gekom het? Nou is dit tyd om jou hand op te steek, hoor, by the way. Selfs al het jy nie, maar dalk jy jou hand opsteek. Jy sal dit dalk doen. Dalk sit in die kerk, ek sal dit doen na kerk. Ek het kinders. Ek het 3 kinders, my geseun is nou groter op universiteit, maar ek het 'n middelkind wat 11 is en ek het 'n dogtertjie wat 7 is. En as hulle die dag gespeel het, die hele dag buite was en gespeel het en geloop het jy al gesien hoe lyk 'n kind se voete? As hulle die hele dag buite was. Dis disgusting. Dis nie bruin nie. My kinders se voete is swart. Dit raak soms so swart, het jy dit al gesien? Ja, hulle moet gaan bad en hulle voete was, moet jy die water uittap en weer water intap, dat hulle kan weer bad, want die water gaan hulle vuil maak, so vuil as hulle voete. Voete is gross. Nee. Vuil voete. Verbeel nou jy is in die antieke wêreld, en onthou nou in Jesus se tyd, hulle skoene was nie toe nie, hoor. Julle weet dit nie, hulle het nie Nike's en ek het dit, hulle het nou nie bootse en goed gehad, stewels. Hulle het maar geloop met tipe van sandale. Dit is waarmee hulle geloop het. Het jy al gesien hoe vinnig raak jou voete vuil as jy sandals dra? Hulle het sandale gedra. Jy weet dis woestyn, nee. Wat is in die woestyn? Sand. Jou voete raak vuil. Dink nou aan daai voete, daar's eelte, ek meen, het jy al gesien, wat doen plakkies aan jou voete? Laat dit kraak, nee, aan jou hake. Ek haat dit. Hulle laat dit so kraak en, het jy nou 'n beeld van lelike voete in jou kop? Sorry, kan ek wat maak hierdie ou? En dan wanneer jy na mense toe gegaan het, dan een van die goed wat jy sal doen is, jy sal nou gaan sit, en dan sal jy jou skoene, wel, nie jy nie, 'n slaaf sou kom en jou skoene losmaak. Onthou, dis nie net soos tekkies dat jy vinnig die veters net losmaak nie. Dit was bietjie van 'n proses om hierdie skoene los en vas te maak, soos die vrouens met die boots, wat jy so tot die boom moet op. So die slaaf sou kom, en die slaaf sou jou skoene uittrek, en die slaaf, julle weet wat is 'n slaaf, nee?
'n slaaf was die laagste status wat enigiemand kon hê. 'n Slaaf was soos 'n besitting. Dit is 'n vreeslike lot wat jou oorkom as jy 'n slaaf was, vreeslik. En dan sou die slaaf jou voete was. Sou 'n bak gebring het, en terwyl jy dan nou daar sit, het jy amper soos 'n pedicure gekry. Wie like 'n pedicure? Pedicures is great. Hoor jy, en dis nie net vir vrouens, pedicures mans. Jy weet nie wat jy mis nie, hoor. Moenie dink dis bad gaan 'n bietjie vir 'n pedicure. Maak nie saak as jy met 'n pink handdoek om jou sit nie, it's alright, dis worth it. Pedicure is lekker. Maak hulle die voete skoon, droog die voete af. Voete is dan weer sag, het voel weer lekker. Hulle sal partykeer kruie en goed in die water sit. Maar die punt is, daai werk van voete was die job gewees van die laagste slaaf in die huis. Want niemand wil dit doen nie. Niemand wil daai grous, vuil, vieslike voete was nie. En wat doen Jesus? Hy gaan na sy disippels se voete toe. Hy bring 'n skottel en hy bring 'n handdoek en hy was sy disippels se voete. Dit was ten minste 24 voete wat hy moes was, hoor. Dis nogal 'n paar. Dit het waarskynlik lank gevat. Nee. En wat doen Jesus eintlik? Hoekom is dit so 'n ongelooflike storie? Hierso is die rabbi, die leermeester, die Here, nee. En dis wat Petrus ook eintlik sê, in Petrus se kop, maak dit nie sin nie. Petrus sê, Here, nee, wag, ek moet eintlik u voete was, nee. Maar die Here sê, nee. As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Hoor jy daai dubbelsinnigheid? Die voete was word 'n simbool van wat Jesus gaan doen, nee, om jou skoon te was. En hy was hulle voete en hy neem die posisie en die rol in van 'n slaaf, 'n dienskneg. Hy verneder homself tot op die uiterste. En hy dien. Wat is liefde, julle? Wat is liefde eintlik? Liefde is om te dien. Liefde is om te help. Liefde beteken om jouself soms te verneder. Kan jy my volg met die kamera? Ek gee die kameraman moeilike tyd. Dit beteken om mense te help. Dit beteken nie, jy moet nou gaan en mense se voete gaan was en pedicures gee, hoor. Maar dit beteken om nie jou eie belange eerste te sit nie. Wat Jesus eintlik doen, is hy keer die hele orde om, hy draai die hele sosiale verwagting, draai hy op sy kop. En dit is wat vir my so ongelooflik is van hierdie storie. Die Here, die meester, word die dienskneg. Die meester word die slaaf. Hierdie is waar dit begin, julle. Wat doen ons in sulke tye waar dit so moeilik gaan en waar ons nie weet wat voorlê nie en waar daar krisistye is en waar die petrol, wie weet hoeveel hy nog meer gaan styg. Jy weet, volgende maand of voor 'n paar maande kan dit nog verdubbel. Kos, al hierdie goed. Ons weet nie, van wat ons weet is Wêreldoorlog 3 hierso. Hulle weet nie. Hopelik nie. Ek dink nie so nie, maar ons weet nie. Wat moet ons doen in sulke moeilike tye, julle?
Ons moet mekaar lief hê en mekaar help. Dis wat ons moet doen. Want ons sien presies eintlik dat wat doen die wêreld? Wat is die wêreld se gesindheid? Die wêreld se gesindheid is ek wil oorlog maak, ek wil mense doodmaak, ek wil oorheers, ek wil mag afdwing. Ek wil nie voete was nie, hulle moet my voete kom was. Trots. Ons moet die teenoorgestelde doen. Al die waardes wat die wêreld dryf tot in chaos in, tot in oorlog. Ons wil mense doodmaak en haat wat anders is as ons, wat 'n ander taal praat, wat in 'n ander land bly, wat selfs 'n ander godsdiens het, wat anders dink oor dinge. Ons wil hulle vervreem en sê hulle is nie mense nie, want dan is dit makliker om hulle dood te maak. Nee. Ons moet ernstig besin, my vriende. Hierdie is die tyd wat jy moet begin dink. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Dit beteken om 'n diensknegt te wees. Dit is wat Jesus doen. Ons luister op die TV van, dan hoor ons hoe hulle brag en sê, ons het soveel mense doodgemaak, ons het hierdie mense so gebom en ons het dit en ons het dat gedoen. Wanneer jy eintlik moet sê, ek wil myself net diensbaar maak. Dink net hoe sou die wêreld wees as ons daai gesindheid het van voete was en help. Weet jy hoeveel kos die oorlog teen Iran? Weet julle wat kos dit Amerika? Ek gaan nie eens praat oor wat dit die wêreld kos nie. Het jy, as jy petrol ingegooi het, dan weet jy wat dit jou self kos, nê? Weet jy wat kos dit per dag om mense te bom en dood te maak? Weet jy wat kos dit? Ten minste 5 miljard dollar. Nie rand nie, as het maar net rand was, dollar. Nee? Biljoen, onthou, biljoen is nie eintlik 'n woord in Afrikaans, is miljard. 5 miljard 'n dag. Hoe lang gaan ons al aan? Meer as 'n maand. Het jy geweet, die geld wat dit kos, en nou praat ek net van die logistieke, nou praat ek nie van wat dit kos, al die ander goed, die ekonomiese skade en al daai goed nie, dit gaan in die triljoene in. Maar kom ons praat net van dit wat dit die mense kos om ander mense te bom en te vernietig en dood te maak en haweloos te los. Weet jy kon wêreld, luister na my, jy kon wêreld hongersnood 15 keer oplos. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, jy kon wêreld hongersnood ten minste 15 keer oplos met daai geld. Julle, wat is ons as mense dan? Is dit, wie beïndruk jy as jy sê, ek is die land wat daai land in sy dinges ingebom het. Ek is die land wat hierdie land 'n pynhoop gemaak het. Wie beïndruk jy? Dink net hoe sou die wêreld wees as 'n land soos Amerika sê, hulle moet nie sê ons wil die land wees wat Iran, en ek is nie ek het probleme, Iran het sy probleme, maar julle verstaan wat ek sê nie. As Amerika kon sê, ons wil die eerste land wees wat wêreld hongersnood oplos. En alles wat ons doen, wil ons doen om wêreld hongersnood op te los. Dink jy nie jy gaan meer mense beïndruk
as om te sê, ons het Iran. Ons het hulle opgehou. Wie beïndruk jy? Jy beïndruk nie met geweld nie. Jy beïndruk nie met eie belang nie. Jy beïndruk God wanneer jy